So wat ons verlede jaar in Namibië was, gaan ons die keer in die Oranje rivier gaan babers vang. Ja, ons het ingepak 'n vrieskas, daar's baie water in en 2 stoele en ja, Rigtersveld wag. Ons het 'n daktent en ons is hier binne in die Huisrivier op pad. In 1883 is die 7-weekspoort oopgemaak. Malvas het oorspronklik hulle ontstaan gehad in die Swartberge. In die 7-weekspoort is daar baie verskillende soorte bome. Hier het ons byvoorbeeld die bekende upside down saw tree in die vorm van 'n kersboom. En as jy daai bekende boom kry, dan weet jy, daar is water. Maar ja, genoeg oor al die baie bome. So Jan vra vir my, wat is die boom? Dit is 'n left hook tree. As jy hom kry, weet jy, moet nie die pad byster word nie. En dan heel laas, it looks like a pregnancy head tree. Aan die ander kant van 7-weekspoort draai jy regs na die Gamkapoordam toe, 25 km. Ons is op pad na Alexanderbaai toe, wat amper 1000 km is. Ja, papi, hou vas. Ja, papa. Wow. So waar het ons geslaap? Hier by Zandvlakte. Zandvlakte is die laaste stukkie van die groot meer wat oorgebly het toe Afrika nog deel was van die Pangea. Dit is toe al die kontinente nog aan mekaar vas was ons deel van die suidelike gedeelte van daai Pangea wat genoem was Gondwana. Nou die groot meer wat oor 1000 km wyd was, wat hier vandaan strek tot daar in Namibië is, was 'n meer en moeras, en dit is wat die Karoo en al die wêrelddele sy unieke look en feel gee. En hierdie was die laaste gedeelte waar daar water oorgebly het van hierdie groot moeras meer. Ons is nou hier in die agterkant van Towerkop in die klein Swartberge, 'n mooi waterval. En al hierdie lae wat hier is, ek sien hier staan regop. So iewers in die verlede was daar 'n groot opwelling gewees en hierdie plate wat nou vertikaal staan was horisontaal gewees. Wou nie daai dag hier gewees het nie. Maar vandag is dit 'n lekker plek om te kom kuier. Hier net verby Zandrivier. Droog, mooi en die pad ry heerlik. En ons is op pad na die Floriskraaldam. Daar blink hy in die verte. Kijk, ons doel is om in die Oranje rivier 'n baber te gaan vang. Dalk verras die Floriskraaldam ons. En wraggies is hier 'n sluys oop, ons gaan nou oploop tot bo. So, dan is vol.
sit hier gestop op die Geidou pas en ons kyk af daar na Ceres se kant toe en hieronder is Prins Alfred Hamlet en hier is die Ceres Vallei en dit is die oorblyfsels van die vroeëre tydperk van 'n waterryke omgewing. En aan die linkerkant gaan jy sien is die Tafelberg sandsteen. En as jy kyk na die Geidou pas, dan is hy 1840, 1850 gedoen onder andere deur Andrew Geddes Bain se generasie van padbouers. En ons gaan nou hier oor na Citrusdal se kant toe en dan gaan ons tot daar by Twaksak en Loetswil vanaand. Sien jou later. So hierdie pas wat ons nou oor ry is die Middelberg pas. Ons staan nou tussen die Koue Bokkeveld en Citrusdal. Daai man in sy padskraper het 'n netjiese werk gedoen. Mag die straat. En hier gaan ons nou oor Citrusdal toe. Ons is net so oor 1000 meter bo seevlak. En dan gaan ons af aan die ander kant van die pas. Uno kaart. Met hier kan jy weer omdraai en weer speel. Môre is dag 3. Dan gaan ons van Strandfontein af Loetswil toe. Ons gaan koeke nabeer en dan gaan ons al langs die kus opry. Jan het hom 'n pakke wit bossels gekoop hier by Doringbaai vir aas. En môre aan moet ons vis eet. Ja, ons is nou op Doringbaai. Hoe was hy bokkom gewees? Hy is baie sout gewees. Sout. Doringbaai. Plek se naam is Bamboesbaai dink ek. As Jan gaan seker nie nog bokkom eet nie.